laste vanaand voor die koning neer. Wat ook al jou uitdagings, wat ook al jou probleme, kom lê dit vanaand voor hom neer. Ons het gevra dat hy hierdie plek sal vul. En die woord van God sê, waar 2 of 3 vergader in sy naam, daar is hy in ons midde. Ons het die belofte dat hy hier is vanaand. Hy is hier in gees en hy wil hê ons moet hom aanbid in gees en in waarheid. Maar hy soek jou hart. Vertel vir hom wat jou laste is. Vertel hom wat jy nodig het. Lê dit vanaand voor hom neer. Praat met hom, kommunikeer met hom. Moenie dink jy kan nie met hom kommunikeer nie. Hy wil jou Vader wees. Daarom sê ons, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word in my lewe. Gee hom al jou laste nou. Gee hom al jou laste. Vertel hom wat jy nodig het. Vader, ek bid dat die elke kind van u wat vanaand in hierdie diens ingekom het sal aanraak. Here, u woord sê nader tot my en ek sal tot jou nader. En Here, ek bid Vader dat as ons na u toe nader, dat u vanaand sal kom en elke persoon in hierdie plek, dat u hulle harte nader na u toe sal trek. Ek bid dat hulle u liefde sal ervaar soos nog nooit tevore. Soos wat ons nader na u toe kom. Nader in die hart, nader in die heiligheid, nader in die geregtigheid, nader aan die koninkryk. Ons nader na u God. En die woord sê, u sal tot ons nader. Dankie vir daardie belofte, dat u nie ons sal begewe nie, en u sal ons ook nie verlaat nie. Ons wil vandag hierdie diens aan u kom toewy, Abba Vader. Here, al hierdie probleme wat vanaand voor u neergelê is, bid ek, dat u lig sal skyn in elkeen se lewens. Mag u vanaand die woord gebruik, Vader, om ons te vorm in dit wat u van ons wil hê en hoe ons moet lewe vir u eer en u lof en u prys alleen. En as jy saam my stem skree kliphard amen. Julle kan 'n bietjie beter doen as dit. Amen. Dankie, julle kan my julle sitplekke neem. Baie dankie. Halleluja. Prys die naam van die Here. Julle is hier vanaand, deur al die potholes, deur die petrolpryse, deur die storms, is julle nog steeds hier vanaand. Gee julle self 'n hande klap. Ek het gister 'n weerdag gehad, ek sê vir julle, eers loop ek in die straat, ek tel 'n hoed met geld op, en toe ek weer sien, is daar iemand wat agter my aanhardloop met 'n gitaar. Ek weet nie wat gaan aan nie, man. Weerdag. Ja, okay, kom bietjie in alignment. So van alignment gepraat, ek weet nie, my lak is, elke keer wanneer ek by die Pick n Pay kom, dan kry ek die trolley, wat sy wheelbearing gesies het. Gewoonlik links voor, wie so gelukkig elke keer? Ek wil gaan botter koop, as ek weer sien, as ek by die hondekos. Ons gesels vanaand weer 'n bietjie oor iets. Iets, nou wat is iets? Iets is 'n woord. Is 'n woord wat verwys na 'n ongespesifiseerde saak, 'n voorwerp of 'n gedagte. Dit kan selfs 'n geheim wees. Dit kan 'n gebeurtenis, 'n eienskap of 'n idee wees wat nie presies 'n naam het nie, maar wat wel bestaan of bedoel word. Nou verlede week, vir julle wat nie hier was nie, hierdie mooi vroutjie wat die woord gebring het, is my vrou. né? En sy het gepraat oor Corrie ten Boom, wat 'n Hollandse dame, 'n Nederlandse dame was, wat in die Tweede Wêreldoorlog volhard het in die mees gehardste, sy het volhard in die ergste omstandighede wat jy kan dink, in konsentrasiekampe en in hierdie oorlog. En wat sy gedoen het, sy het aangehou om lewens te red, Jode se lewens te red en om siele te wen. Hierdie Corrie ten Boom het volhard tot die einde toe, want sy het iets binne in haar gehad. En daardie iets, soos ek nou gesê het, dis 'n mooi beskrywing, dat iets kan 'n geheim wees, né? En wat is daardie geheim?
ons lees daar die geheim in Kolossense 1 vers 26 en vers 27, en hy sê, dit is die geheimenis wat eeuwenlang en geslagte lang verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. En dan sê die inhoud van hierdie geheim is, Christus in julle, en hy is die hoop op heerlikheid. Kan ek 'n amen kry? Ek wonder of ons ooit kan verstaan, of ons menslike verstand, ons breinkapasiteit, ooit kan verstaan hoe groot daardie waarheid is. Dat Christus, God, wat vlees kom word het, die woord wat vlees kom word het, binne in ons woon. En hy is die hoop op ons heerlikheid. Wat beteken die hoop op ons heerlikheid? Dat ek en jy geloof sal hê, dat daar is altyd 'n uitkoms. Ons het geloof, maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie wat die situasie is nie, ons glo dat daar is altyd 'n uitkoms. Amen? Nou hoor wat sê hierdie volgende vers vir ons. Hy sê Galasiërs 2 vers 20, hy sê ek is met Christus gekruisig. Is jy saam met Christus gekruisig? Ja, as jy 'n kind van die Here is, sê die Bybel, jy is saam met Christus gekruisig. Dit beteken, die ou mens is dood. Dan moet 'n nuwe mens tevore kom, soos wat Jesus opgestaan het uit die dood, staan ons ook op in 'n nuwe lewe. Hy sê dan, en ek leef nie meer nie, maar Christus, die koning van konings, die Here van die Here, die een wat die Satan verslaan het, leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, hierdie lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Kan ek 'n amen kry? So hoekom leef Jesus in jou? Dis die geheim. En dis die geheim wat eeuwenlang verborge was. Want in die Ou Testament sien ons baie keer hoe die Heilige Gees oor mense gekom, maar hulle het nog nie die Heilige Gees gehad nie. Die Heilige Gees het oor mense gekom. En ons sien in hierdie Nuwe Testament, en volgende week gaan ons nou lekker Pinkster vier. Sien julle uit op Pinksterdienste? Julle moet julle self kondisioneer. Volgende week gaan ons kerk hou. Baie kerk hou. Okay. So ons vra vir volonteërs om ons te kom help, want ons gaan baie kerk hou volgende week. Amen. Maar alles gaan oor hierdie Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag. En hoe lewe Christus in jou? Deur die Heilige Gees. Heilige Gees in my, Christus in my, die hoop op heerlikheid. En as die Heilige Gees in jou lewe, wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees lewe in jou om jou te verander. Hy lewe in jou om jou te transformeer. Hy oortuig jou van waarheid, van geregtigheid, van oordeel en van sonde. En sy groot werk is om jou as individu meer soos jou Skepper te maak. Hy maak jou soos Jesus Christus. Dis sy plan, dit is wat die Heilige Gees doen. En hy wil graag hê dat jy Jesus se voorbeeld, se perfekte voorbeeld moet navolg. Hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 21. Hy sê daarom dan, ekskuus tog, want hiertoe is julle geroep. Nou ek wil gou vir jou sê, daai konteks van dit praat oor swaar kry. Hy praat oor lyding wat die vroeë Christene gelei het. Daai vroeë Christene is deur baie moeilik, dit was hulle wat in die Kolosseums gegooi was, dit was hulle wat vervolg was. Ek kyk gister so ou movie oor Paulus, wat Paulus alles deurgegaan het. Dit het baie goed met hom gegaan toe hy die Christene vervolg het. Maar toe hy Jesus aanneem, het Paulus deur die moeilikste omstandighede gegaan, want die Bybel sê as jy godsvrugtig wil lewe, gaan jy vervolg word. Hy sê die wêreld gaan jou haat, en al wat God vir my en jou vra, ons moet die mense lief hê, maar ons moet mense konfronteer met die waarheid, maar as ons mense konfronteer met die waarheid, raak hulle kwaad vir ons, en hulle wil ons haat. Hy sê hulle sal ons in die tronke oorgee, dis wat gebeur, en hy sê hierdie swaar kry, hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Christus is ons perfekte voorbeeld. Daarom moet ons nie ophou om Christus se voorbeeld te volg nie. Kom jy nie op 'n plek wat jy sê ek is nou moeg om kerk te speel. Is hoogtyd dat Christene ophou om kerk te speel. Dit is hoogtyd dat Christene ophou om net op te gee vir die kleinste en geringste dingetjies. Dit is hoogtyd dat ons ophou om lou te wees. Dit is hoogtyd dat ons al die vrug dra wat by die bekering pas. En dit is hoogtyd dat ons werklik waar in Jesus se voetstappe kan volg. Ek en jy het net een lewe gekry. En God het my en jou daardie lewe gegee.
Ek sê op 'n begrafnis nou die dag, God het jou nie 'n goeie lewe gegee nie, hy het nie vir jou 'n slegte lewe gegee nie, hy het vir jou 'n lewe gegee, en wat jy van daai lewe maak, is wat dit goed of sleg maak. Die Bybel sê so mooi vir ons, die lewe vergelyk hy met 'n wedloop, maar 'n wedloop het 'n begin en 'n einde, ne? En hy sê, jy moet volhard, soos wat Corrie ten Boom, soos wat sy volhard het in daai konsentrasiekampe, sy het haar oë gesit op Jesus en gesê, Here, al is ek in hierdie slegte omstandighede, jy moet mense om my wees, wat hulle lewe kan beïnvloed. Ek gaan nie in 'n depressie inval nie, ek gaan nie opgee nie, ek gaan nie selfmoord pleeg nie, want Here, al is ek in die slegste van omstandighede, weet ek, Here, jy het 'n plan, en jy laat alles ten goeie meewerk, en al sit jy my in 'n tronk, al sit jy my in 'n konsentrasiekamp, sal ek jy aanhou loof en prys, want ek weet jy het 'n plan, en dat daar siele tot bekering sal kom. Ek mag dit miskien nie in hierdie lewe sien nie, maar eendag gaan ek in die hemel wees, en ek gaan sien die beloning wat God vir my gaan gee, vir ewig en ewig en ewig, want die Bybel sê, the pain comes in the night, but joy comes in the morning. Julle kan 'n bietjie harder amen sê as dit. Dit klink of julle nie saam met my preek vanaand nie, wat gaan met julle? Is julle wheelbarings ook 'n bietjie gesies in die koue? Okay, nee, ek weet darm nie daarvan nie. Amen. Hy sê ons het net hierdie een lewe. Jy kan nie iemand anders se lewe vir hulle lei nie. Jaden, jy en jou sussie, jy kan nie haar lewe vir haar lei nie, jy kan nie sy lewe vir hom lei nie. Julle ouers wat daar sit, jy kan nie 'n man se lewe lei nie, en hy kan nie jou lewe lei nie. My vrou traai baie keer my lewe vir my lei. Ek sien haar nie hierso nie, so ek dink ek is safe. O, gas, daar sit sy. O, Carols bid vir my. Maar hier is die ding, ek en jy, ons kan nie mekaar se lewens lei nie. Die Bybel sê, hardloop in jou eie baan. Maar ek dink wat hy vir ons sê, hardloop in ons eie baan, hy sê, dit sê, ons moet baie bane. So hy sê, jy moet so hardloop, dat ander mense sien hoe jy hardloop. Maar wat het 'n atleet nodig? 'n Atleet het volharding nodig, om hierdie wedloop te voltooi, né? Hoor wat sê Hebreërs 12 vers 1. Hy sê, daarom dan, terwyl ons 'n groot wolk van getuienis rondom ons het. Nou, ek wil hê jy moet verstaan, Hebreërs 12 is geskryf na Hebreërs 11. Ek weet, dit is moeilik om te verstaan, maar dit kom, 12 kom na 11, okay? Maar, okay, hoekom ek dit vir julle sê, is dat die Nuwe Testament, daai briewe wat geskryf is, was een brief wat geskryf was vir 'n kerk, okay? So, ons het dit in hoofstukke en verse gesit, sodat ons maklik kan verwys daarna. Jy weet dat ons sê, okay, Hebreërs, maar oorspronklik was dit een brief wat geskryf is. So, daai, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, that continuation van dit, is wat in Hebreërs 11 staan. En hy sê die wolk van getuienis, hy begin om te sê Abel, dan sê hy Henog, dan sê hy Noag, dan sê hy Abraham, Isak en Jakob en Josef, dan sê hy Moses, en hy sê Rahab, en hy sê die Israeliete, en dan sê hy Gideon, Barak, hy praat van Samson en Samuel en David, en hy sê hierdie ouens het deur al hulle swaar kry volhard. Inteendeel sê hy, hulle het 'n krag in hulle swakheid gehad. Wat se krag het hulle gehad? Dis 'n krag om te volhard. Hoekom? Want hulle het iets binne in hulle gehad. Daardie iets wat binne in hulle was. En sê, maak nie saak wat nie. Hulle kan volhard. Nou, alhoewel het in die Ou Testament was, kan ons sien hoe die gees oor daai Ou Testamentiese ouens gekom het. Die Bybel noem hulle geloofshelde, maar hulle kon nie verkry het nie, hulle kon nie verstaan wat die beloftes van die Ou Testament beteken nie, hulle kon dit nie verstaan nie, maar hulle het aangehou tot die einde toe. Aangehou tot die einde toe. En hierso, as ek julle net so vinnig kan lees wat hulle deurgemaak. Hy sê, vroue het hulle geliefdes uit die dood terug ontvang. Ander is weer gemartel, maar wou nie die prys vir hulle vrylating betaal nie, omdat hulle die opstanding tot 'n beter lewe sou verkry. Party moes bespotting en geeseling verduur, ook arrestasie en gevangenskappe. Hulle is met klippe doodgegooi, in twee gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgegaan in skaapvelle en bokvelle, honger en verdruk en mishandel. En dan sê hulle was te goed vir hierdie wêreld. Maar hulle het nie opgegee nie. Hulle het volhard tot die einde toe. Nou wat beteken die woordjie volhard? Dit is 'n innerlike krag wat jou nie laat opgee nie, selfs as die omstandighede hoe moeilik lyk. Dit is om aan te gaan totdat die doel bereik is. Dit is om eindtyd vas te hou in die geloof ten spyte van struikelblokke, probleme of uitdagings, die laste en die sonde.
Want wat sê daai vers verder? Hy sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis, van die getuies van die Ou Testament rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hou daai vers vir my asseblief daar. Hou hom vir my daar. Hy sê ons moet die laste aflê. Wat is laste? Laste is probleme. Huweliksprobleme, finansiële probleme, depressie, afhanklikheidsprobleme, gesondheidsprobleme. Wat is sonde? Wat ek sê wat sonde is, nie wat die Bybel sê wat sonde is, Dis verslawings, dis jaloesie, bitterheid, trots, seksuele sonde, losbandigheid, pornografie, dobbel, diefstal, haat. Hy sê hierdie goed omring ons. Maar wat sê die Bybel? Hy sê gooi dit af, man. Hy sê, want dit is hierdie goed wat jy nie jou wedloop kan voltooi nie. En die duiwel sal altyd met die laste en die sonde kom. Want geen mens, die grootste leuen wat daar is om vir jou te sê, dit gaan nie altyd maklik gaan. Dis die grootste leuen om te sê, dit is alles smooth sailing. Die waarheid is, in 'n wedloop gaan jy opdraandes en afdraandes kry. Jy gaan goeie dae kry en jy gaan slegte dae kry. Maar weet wie lewe in jou? Christus leef in my. Ek is saam met hom gekruisig. Christus leef in my. Daardie gees van volharding lewe in my. En hy is die hoop op my heerlikheid. Al val daar 1000 aan my sy, of 10,000 aan my regterkant, na my toe sal dit nie aankom nie. Want die ding is, so baie van ons probeer net dink, as ek die Here dien, gaan ek geen probleme hê nie. As ek die Here dien, gaan ek die storms vermy. As ek die Here dien, gaan ek nie deur die vuur gaan nie, of ek gaan die woestyn, verby die woestyn gaan. Dis nie waar nie. Om die Here te dien, is om te sê vir jou, ek is saam met jou in die storm. En as ek gesê het, ons gaan van punt A tot punt B gaan ons. As jy gaan saam in die vuur, want hy sê in die vuur sal dit jou nie verskroei nie. In hy woestyn sê hy, ek is die brood van die lewe. Ek is die lewende water. Maar hoe gaan jy dit weet, as jy nie in 'n woestyn of in 'n storm is nie? Jy gaan God ken daar waar dit die moeilikste is. Dis daar wat jy uitroep as jou bron, as jou leier, as jou Here. Hoe doen jy dit? Hy sê hardloop hierdie een wedloop wat jy het, hierdie een lewe van jou het. Hardloop met volharding tot aan die einde toe. Moenie opgee nie. Hebreërs 12 vers 2 sê, hoe gee jy nie op nie? Hoe gee mens nie op nie? Daar is die antwoord. Die oog gefestig op Jesus. Wat beteken dit? Dit beteken ek en jy moet gaan kyk wat het Jesus vir ons kom doen op hierdie aarde. O, ja. Party mense, as jy begin praat oor wat Jesus aan die kruis verdien, sê, nee, ons wil nie daai goed hoor nie. Ons wil nie daai goed in die kerk hoor nie. Ons wil hoor van die mooi goeders. Ons wil hoor hoe Jesus my seën. Hoe hy my finansies uitsorteer en hoe ek gesond geword wil daai goed hoor. Maar hierdie skrif sê, hy sê, hoe leer jy om te volhard? Hoe leer jy in hierdie wet om te volhard? Hoe raak jy ontslaaf van die laste en die sonde wat jou so omring en wat verhoed dat jy tot aan die einde gaan? Hy sê, hou jou oog gefestig op Jesus Christus. Hy sê, hy is die leidsman en die volëinder van die geloof. Wat beteken dit? Dit beteken, hy het die wedloop voltooi. Hy sê, hou jou oog gefestig op hom. Hy het begin en hy het klaar gemaak. As ek op die Bybel sê, hy is die begin en die einde, die eerste en die laaste, die alfa en die omega. Hy sê, hou jou oog gefestig op hom. Hy sê, hy is jou voorbeeld, ons moet in sy voetstappe volg. As hy begin en klaar gemaak het, sê hy wil ook hê jy moet begin en klaar maak. Moenie uitval nie. Moenie uitval nie. Don't stop believing. Okay, amper kom maar song nou my op, maar nee, weet jy wat, ek is so upset, hierdie jong dame nou, ek sing nou vir hulle daar agter, ek dog, is my diepste Pavarotti stem. Sy sê, pastoor, wil jy ek moet weer terugkom kerk toe? Ja, kom ons bid vir haar. Of bid vir my, asseblief. Ek spot maar net, ek kan nie sing nie, julle. Ek traai my beste, maar nee, nie Tanique of Charlie wil my 'n kans gee nie. Tommy al vir 15 jaar wil Tommy my nie 'n kans gee nie. Ouens, hy sê, hy is die begin en die einde van ons geloof. Hou jou oë gefestig op Jesus. Hy sê, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het. Ouens, as daai vers jou nie motiveer nie, onthou hy is ons voorbeeld, hy sê vir die vreugde wat vir hom voorgehou, maar vreugde, hy sê, hy het vreugde deur die pyn, deur die storm, hy sê die vreugde wat vir hom voor, het daar iets gebeur, daar het 'n kruis gekom en daar het skande gekom.
Waar baie mense sou uitgeval het, sê die Bybel, hy die vreugde wat voor hom voorgehou is. So voordat jy jou deurbraak kry, al is jy die moeilikste van omstandighede, begin jou blydskap terug te vat wat die duiwel van jou gesteel het, vir die vreugde wat voor jou gehou het. Hy sê, kan jy ook verdra? Hoekom? Want jy hou jou oë gefestig op Jesus Christus. Hou jou oë gefestig. Hy het die kruishout verdra. Hoeveel ure was hy nie gemartel daar die aand nie? Sy baard was uit sy gesig uitgeruk. Hy is gemartel. Hy is gespoeg. Hy was naak. Hy was verneder. Hulle het hom met 'n sweep geslaan met bandjies vol metaalstukke en beenfragmente. Dit het die vel uit sy rug uitgeruk. Hulle kon naderhand het sy vel oopgevlek, dat hulle sy spiere kon insien. Inteendeel, sy spiere het naderhand beginne bloei. Met dit moet hy 'n swaar kruis gedra het. Kan nie dink hoe seer dit moes gewees het, daai splinters in daai wonde. Boop dit moes hulle spykers deur sy gewrigte slaan, en kan jy dink deur jou senuwees, deur jou sy voete geslaan, en 'n spies in sy sy gesteek, 'n doringkroon met 'n riet in sy kop ingeslaan. Maar die vreugde wat vir hom voorgehou is, het hy dit verdra vir my en vir jou. Hy sê die skande verag, en hier kom die oorwinning, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Hy leef in jou. Hy leef in jou. Hou jou oë gefestig op hom wat volhard het tot aan die einde toe. Vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, het hy volhard vir my en jou, en hy het uiteindelik sy plek ingeneem, sy ereplek, om daar te regeer vir ewig en ewig en ewig. Daarom kan ek en jy nie opgee nie. Ek en jy moet glo dat môre 'n beter dag het, dat goeie nuus op pad is, dat 'n deurbraak naby is, dat 'n wonderwerk in werking is. Aan die ander kant van my pyn, van my hartseer, van my swaar kry, is daar iets wonderlik. Daar's 'n oplossing, daar's 'n antwoord, daar's 'n oorwinning. Daar is vreugde aan die ander kant van my swaar kry. Ek wil 'n bietjie met die jong mense gesels. Dankie dat julle kerk toe kom, regtig waar. Ek vra nou net daar agter. En hierdie is nie net vir die jong mense nie, maar ek gaan nou by julle kom. Ek vra nou net daar agter. Wat sal dit van jou vat om jou rug op Jesus te draai? Wat moet gebeur in jou lewe om te sê ek wil niks meer met die Here te doen hê nie? Ek hoop jy maak vandag 'n besluit om te sê absoluut niks. Geen situasie sal my ooit my rug op Jesus laat draai nie. Maar jy sien, die ding is, vir die jong mense, geduld is 'n groot ding. Jy weet, ek praat met baie jong mense en hulle wil nou geluk hê. Want hulle sien hulle vriende ry 'n mooier kar as ek. Hulle sien, my vriend bly in 'n mooier huis. En hulle soek dit nou, hulle wil dit nou hê, hulle kan nie wag nie. Hulle voel nie, kyk, hoekom moet ek so suffer? Luister, kan ek vir jou sê, party van julle gaan miskien nie eens geluk hê in julle 40's. Maar glo my, as die Here vir jou deurkom, daarom wil hy vandag vir julle sê, vir die vreugde wat vir hom voorhou, daarom vra ek, wat is nou in jou hande? Waar kan jy oor die gemeente getrou wees? Werk hard, God sal jou beloon. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Al die dinge sal vir jou bygevoeg word, maar jy moet geduld hê. Jy moet geduld hê. Moenie net as 'n ding in jou weg gebeur nie, as 'n wonderwerk nie dadelik gebeur en sê, Here, ek los jou nie. Nee, jy is besig in die middel van 'n wonderwerk. Sê ek hou my oë gefestig op Jesus. Ek kyk na wat hy deurgemaak het, en omdat hy deurgemaak het, maak nie saak wanneer die deurbraak kom nie, ek sal vashou in die hand van Jesus, maak nie saak wat nie, ek sal nie my rug op Jesus ooit draai nie. Hoekom? Want hy het hy is vir ons alles, hy is ons bron van liefde, hy is ons bron van vreugde. Ek weet nie van jou nie, maar as hy my al 1000 keer, miskien 'n dag het hy my gered, hoekom sal jy hom accountable hou vir die een gebed wat jy verwag wat hy nie geantwoord het nie? Kan ek 'n eina kry? Is daar so baie einas? Vader, lekker trap, lekker tone. Kyk, ons moet klaarmaak. Hy sê, vir die vreugde wat voor hom voorgehou is, het hy die kruishout verdra, die skande verag. En hy het gaan sit in die regterkant, daai plek wat vir hom bestem is, maar hy moes eers daai prys gestap het, maar voor dit het hy al vreugde gehad. Dis hoekom hy wil hê ek en jy moet voor die deurbraak nog begin, moet ek en jy begin vreugde in ons lewe kry. Hou jou oë gefestig op Jesus. Kyk wat moes hy deurmaak, en dit moet jou en my motiveer om deur die storms van die lewe te kan gaan.
Om Jesus te dien is nie net maanskyn en rose, alles gaan net in plek val nie. Nee, swaar kry is deel van die lewe. Dis die beste ding wat ek jou kan sê. En moenie dink as jy swaar kry, dit is God wat jou straf nie. Moenie opgee nie. Kyk na Jesus, hou jou oë gefestig op Jesus. Maar weet jy hoe baie mense val uit? Mense val uit. Jy kyk na wat Jesus moes deurmaak. Want mense wil die kerk toe kom nie, omdat mense oor hulle skinder in die kerk. Mense kom die kerk toe nie, omdat hulle 'n bietjie langer in die parking lot moet wag. Mense kom die kerk toe nie, want dit is te warm of te koud in die kerk. Die musiek is te hard of die musiek is te sag, en dan wil hulle die kerk verlaat. Hou jou oë gefestig op Jesus en kyk wat hy deurgemaak. Volgende keer as jy net 'n besluit wil maak, dinge is nie volgens wat ek wil hê. Hou jou oë gefestig op Jesus. Jy sien, daar's 'n doel in alles met swaar kry. Daar's 'n doel in alles. Soos ek gesê, die lewe is vol van op en af, en daar's opdraandes en daar's afdraandes, maar dit het tog sy doel. Hoor wat sê die volgende vers, Romeine 5 vers 3 en 4, hy sê, op sy beurt kweek volharding, betroubaar, ekskuus tog, ek lees aan geel gedeelte al. Hy sê, dis egter nie al nie, hy sê, ons jubel selfs in ons swaar kry. Wie jubel as dit swaar kry? Onthou wat hy is ons voorbeeld, né? Vir die vreugde wat van voorgehou is. Hy sê, jy begin vreugde kry as dit moeilik gaan. Hy sê, want dit is egter nie al nie, ons jubel selfs in ons swaar kry. Want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding. En dis wat God van my en jou soek. Betroubaarheid van karakter. En betroubaarheid van karakter versterk my en jou toekomsverwagting. Wat is 'n toekomsverwagting? Ons het geloof dat môre 'n beter dag is, né? Ons het geloof dat die wonderwerk op pad is. Ek het dit al 'n paar keer seker van hierdie kansel af gesê, ek weet 'n paar keer, miskien 1 of 2 keer, maar ek wil dit weer sê. Weet jy baie keer waar kom depressie vandaan? Ek wil dit nou hê, maar kan dit nie nou kry nie. En dis wat ons kwaad raak vir God, want ek bid, hy sê ons ek gaan antwoord. Ek kan bid wat ek wil hê en hy gaan dit vir my gee. Die Bybel sê moenie selfsugtig bid nie. Gaan lees Jakobus 4. Moenie net bid vir jou eie halwe nie. God sal vir jou die begeertes van jou hart gee, in lyn met sy wil. In lyn met sy wil, het jy gehoor? In lyn met sy wil. Hy sê die begeertes van jou hart gee in lyn met sy wil. Maar sy karakter wil hy in jou inbou. En jou karakter is van ver belangriker as jou comfort. Sê hy nou? Jou karakter word gevorm deur die swaar kry. Sodat jy kan volleer om hierdie wedloop te voltooi. Hoe doen jy dit? Jou oë gefestig op Jesus. Jy sê, Jesus, as u dit kon doen, as u die ergste lyding, die ergste marteling kon deurgaan, Here, lyk my probleempie miskien so groot, maar ek wil nie vir u sê, jy probleempie is klein nie. Nee, miskien is die probleem baie groter as my probleem, maar ek kan wel vir u sê, hou jy oë gefestig op Jesus, en hy is ons perfekte voorbeeld. Baie mense vra, wat is die wil van God vir my lewe? Ek kan vir sê, een van die wille van God in jou lewe, hoor wat sê hy hierso in die volgende vers, Hebreërs 10 vers 36, hy sê, volharding is wat jy nodig het, om die wil van God te doen, en te ontvang wat hy beloof het. Volhard tot die einde toe. Volhard tot die einde toe. Nou ek het 'n bietjie gaan kyk wat beteken, wat is die Griekse woord vir volhard? Ek hoop ek sê dit reg. Hy sê, hupomonai. Dis die Griekse woord, né? En wie hoor jy wat beteken dit? Dit beteken geduldig wag, blymoedig wag en 'n standvastigheid in die storm. Dis wat volharding beteken. Jy het vanaand 'n keuse. Of jy glo die Bybel of jy glo nie die Bybel nie. Hy sê daar's iets binne in jou. En daai iets is Jesus Christus. En as hy die kruishout verdra het, hoe het hy dit gedoen? Hy het volhard tot die einde toe. Vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, het hy daai kruishout verdra, die skande verag. Daai iets in jou is Jesus Christus. Die Bybel sê, hy het die dood oorwin. Wat maak dit my en jou meer as 'n oorwinnaar, want hy lewe nou in my en jou. Wat gaan ek en jy doen? Gaan ons net sê, ag Here, nee Here, ek wil net 'n lekker lewe hê. Ek wil die storms vryspring, ek wil die vuur vryspring, ek wil die woestyn. Ek wil nie in die woestyn gaan nie. Jy moet amper sê, met my God loop ek 'n woestynstorm. My God spring ek 'n storm, oor 'n muur, oor 'n storm. Ek sê daar, mors ek daai vers nou heeltemal. Met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bende storm.
Sê jy moet vir die duiwel sê, duiwel, jy het niks op my nie. Duiwel, jy gaan nie meer vir my lieg nie. Duiwel, jy gaan nie meer sê, dis my God wat my straf nie. Nee, ek verstaan, swaar kry is besig om my karakter te vorm. Ek word gevorm na die beeld van my Skepper en ek hou my oë gefestig op Jesus wat my lief is. Hy het sy lewe vir my oorgegee. Daarom kan ek my lewe vir hom gee. En omdat hy kon volhard, kan ek nou volhard. Hy sal my die oorwinning gee. En as hy heers, kan ek saam met hom heers. Hoor wat sê 2 Timoteus 2 vers 12. Hy sê, as ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Nou wat is die bottom line? Die bottom line is, jy het een lewe. En daai lewe word vergelyk met 'n wedloop. En jy gaan nooit 'n prys kan ontvang as jy nie die wedloop klaarmaak nie. Wat ons nodig het om die wedloop klaar te maak, is volharding. En jy hoef nie te vertrou in jou eie vermoë nie. Kyk na die iets wat in jou lewe. Daardie iets is nie net 'n gewone iets nie. Daardie iets was in die Ou Testament 'n geheim, maar hy is nou geopenbaar aan die heiliges. En hy sê die inhoud daarvan is Jesus Christus in my. En hy is die hoop op die heerlikheid. Mag jy die woord vanaand jou bemoedig om aan te hou, om op te staan, om aan te meld, om op te daag en jou wedloop te voltooi, totdat jy jou laaste asem uitblaas. Matteus 24:13. Hy sê, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Kan ek vra dat ons op ons voete sal staan asseblief? Kom ons sluit die oë. En as jy wil daar in jou eie kapasiteit, sê net, Here, gee my 'n gees van volharding. Here, help my om geduldig te wag. Help my om nie te oorhaastig te wees nie. In die middel van die storm, Vader, wys my dat U by my is. Dat U besig is om my karakter te vorm. Here, mag U woord vir ons 'n kompas wees. Mag U woord ons lei, Vader, in hierdie week. Maar Here, ek weet, hier sit mense wat seer gekry het, wat plat geslaan is. Hier sit mense wat deure in hulle gesigte toegeslaan is. Hier sit mense wat kontrakte verloor het. Hier sit mense wat geretrench is. Hier sit mense wat te nagekom is, wat in die rug gesteek is. Hier sit mense wat naasbestaan is aan die dood afgestaan het. Hier sit mense met finansiële probleme. Here, ek bid vir hulle vandag, dat hulle sal weet, daar is iets wat in hulle woon. En daardie iets se naam is Jesus Christus. Wil julle nie asseblief aanraak nie? Here, mag hulle weet dat elkeen van hulle 'n gees van volharding het tot die einde toe, maak nie saak wat die duiwel hulle kant toe gooi nie. Wanneer ons in hierdie week uitgaan, bid ek God, dat ons sal krag hê vir die dag van môre. Dat ons sal weet, ons is in die middel van 'n deurbraak. Ons is in die middel van 'n wonderwerk. Het dit miskien nog nie gebeur nie, maar ons glo, Here, U is in beheer. Ons bid dat ons oë gefestig sal hou op Jesus hierdie week. Die iets in ons, die leidsman en volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het en die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. En ons wil vir al die eer en prys gee, in Jesus naam. Amen. Voor jy gaan, wil jy nie net saam met my sê nie, sê saam met my, die uitkoms is op pad. Die deurbraak is op pad. Die wonderwerk is op pad. Amen. Volhard tot die einde toe. Mag jy 'n geseënde week hê. Blessings.